Ons skriflesing vanmôre is vandag se lesing op ons Bybelleesrooster, Johannes hoofstuk 20, vers 19 tot by vers 23. Johannes 20, vers 19 tot by vers 23. Ons tema vir die dag is die kerk binnekant buite. Binnekant buitentoe gedop. William Wilberforce is iemand wat gelewe het van 1759 tot 1836 en hy was reeds op 'n baie jong ouderdom was hy 'n baie invloedryke politikus gewees in die Britse parlement van destyds. En toe het hy tot bekering gekom en nadat hy tot bekering gekom het hy die lewe van 'n politikus opgeweeg teen die lewe van 'n Christen, en die gevoel wat hy gekry het is dat in die politiek is dinge so deurmekaar en is politiek, soos wat ons dit nou maar baie keer uitdruk, politiek is vuil en dis 'n spel en daar's baie keer 'n bedrog wat daar agter is en beloftes wat gemaak word en nie nagekom word nie. En William, na sy bekering was sy gevoel gewees, hy kan nie voortgaan as 'n Christen met hierdie lewe wat hy voel, dinge is nie altyd regtig tot eer van die Here nie, en dat hy liewer vir hom iets anders moes kry om te doen, dan om nou so hiermee voort te gaan. Toe het hy die raad gekry van iemand met die naam van John Newton, wat maar net so bekend is as William Wilberforce, want John Newton was 'n slawehandelaar gewees, wat tot bekering gekom het, en hy was op die oomblik ook die skrywer van die liedjie Amazing Grace, as ek nou nog reg dit so onthou. So John was self iemand wat ook uit 'n lelike, slegte lewe uit tot bekering gekom het en vir die Here begin leef het, en sy raad aan William Wilberforce was gewees, om te sê, maar jy moet daaraan dink, dit beteken nie dat as jy nou 'n Christen geword het, jy nou moet uittreë met die goed waarmee jy nou, waar jy besig is en uit die politiek uittreë nie. Jy moet daaraan dink dat die Here juis miskien vir jou binne in die politiek wil gebruik as sy kind. Dat jy nie moet nou uitstap uit die wêreld uit met jou geloof en nou ergens gaan wegkruip met jou geloof nie, maar dat jy jou geloof sigbaar moet lewe binne in die gebroke stelsel van 'n politieke loopbaan. En nou wat toe nog gebeur het is dat William Wilberforce het sy lewe uiteindelik gewy daaraan aan die afskaffing van die slawehandel wat in daardie tyd nou nog in volle swang was. William het begin om in die Britse parlement op te staan en sy pleidooi te lewer om dat slawehandel in die Britse koninkryk afgestel moet word. En vir 20 jaar lank was dit sy worsteling gewees, was dit waarvoor hy gepleit het, waarvoor hy homself prysgegee het, waarvoor hy uitgelag is, waarvoor hy verneder is deur ander politici. En ten spyte daarvan het hy aangehou, omdat hy in sy hart geweet het, dat hierdie ding, dat mense as so wreed uit hulle eie land en uit hulle eie gesinne uit weggeskeur word, om slawe te word, dat dit nie strook met die evangelie van die Here Jesus Christus, van liefde en van omgee vir mekaar en van 'n deernis vir mekaar nie. En het hy voortgegaan, en op die ouend was dit vir hom 'n roeping gewees om die geveg te veg in die Britse parlement. In 1807 is die slawehandel uiteindelik deur die Britse parlement afgeskaf, na 20 jaar wat William homself verneder het daarvoor, en het dit gebeur kort voordat hy dood is. En kon hy nou nog iets belewe van die vrug van die werk, die diens wat hy gedoen het in die naam van die Here en in die Here se diens in koninkryk. So ons sien hier in sy lewe dat hy het nie van plek verander nie, maar wat gebeur het is dat hy doodgewoon het van identiteit verander het. Dat hy 'n nuwe mens was na sy bekering, wat in presies dieselfde omstandighede nog geleef het, wat sy nuutheid, sy andersheid in daardie omstandighede uitgeleef het, vir almal
om te kan sien en te kan hoor. Kom ons raak stil voor die Here. Hemelse Vader, Here, ons is saam vanmôre hier nie om na mense woorde te luister nie, maar Here, ons is hier om aangeraak te word deur U woord en deur U Heilige Gees. En daarom kom bid ons dat U ons harte sal stil maak voor U. Bid ons dat U vir ons die genade sal gee om deur dit alles wat vir ons moontlik op een of ander manier steurnis mag wees vanmôre om U woord te hoor, Here, dat ons nietemin U woord helder en duidelik vir elkeen van ons se lewens sal hoor. U ken elkeen van ons by die naam, U ken elkeen van ons omstandighede, ons lewens. U weet uit watter omstandighede ons vanmôre hierheen gekom het. U weet met watter bekommernis ons na hierdie erediens gekom het, watter onsekerheid daar in ons harte op hierdie oomblik mag wees. U weet met watter bekommernisse ons hiernatoe gekom het, dinge wat besig is om ons lewens deurmekaar te krap en wat vir ons, Here, baie onsekerheid laat belewe, wat vir ons radeloos laat, wat ons nie altyd weet hoe om dit te hanteer nie. So U weet wat is die diepste behoefte in elkeen van ons harte en U weet dat elkeen van ons nie dieselfde behoefte het nie. Maar is net U wat deur U Gees en deur U woord op so 'n manier aan ons kan kom raak, Here, dat hierdie selfde woord vir elkeen van ons in ons eie unieke omstandighede 'n spesiale woord kan word. 'n Woord wat van U afkom, 'n woord wat ons harte en ons lewens wil aanraak, wat vir ons opnuut wil fokus en wil instel op U as ons Here en ons Verlosser, ons Heiland, wat vir ons heil gebring het, heelmaking, wat herstel in ons lewens ingedra het. O Here, gee dat ons waarlik ook vanmôre saam vir U sal ontmoet. Ons harte gaan ook uit na ons broers en susters, van wie ons ook gehoor het, Here, wat onder moeilike omstandighede gebuk gaan met siekte en swaar kry. U ken elkeen van hulle by die naam. Ons gebed is maar net, Here, dat U ook vir elkeen van hulle in hulle omstandighede in hierdie dag sal aanraak. En al is dit dat hulle nie aangeraak word met genesing nie, Here, dat hulle aangeraak sal word deur U teenwoordigheid en deur U krag en deur U genade, wat ook vir hulle genoeg is in hulle omstandighede. Seën vir elkeen van hulle ook. Hoor dan nou dat ons saam wees vanmôre, Here, is in die naam van Jesus ons Here, ons Verlosser, wat vir ons vrygemaak het, wat maak dat ons kinders van God is, wat kom luister na die stem van 'n Vader. Amen. Ons lees dan saam Johannes 20 vanaf vers 19. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Dit is die dag waarop die Here Jesus opgestaan het uit die dood, die opstanding Sondag. Laat die aand op daardie dag, eerste dag van die week, die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus het toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. En as julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. En in besonder aan vers 21 van Johannes 20, waar die Here Jesus vir die disippels sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ons sien in hierdie gedeelte, broers en susters, dat die disippels van die Here Jesus op daardie aand wat hy die oggend uit die dood uit opgestaan het, dat hulle uit vrees vir die Jode hulle self agter geslote deure wegkruip. Waarskynlik soos mense wat wegkruip met dalk net een ou enkele olielampie wat daar in die vertrek brand. En nie 'n klomp mense wat juigend en hard praat en gesellig by mekaar is, wat soos 'n partytjie klink nie, maar waarskynlik 'n gedempte atmosfeer met hierdie vrees wat hulle daar sit, hierdie
stuk onsekerheid wat daar in hulle harte is. Wat is besig om te gebeur? Wat gaan aan? Hulle het tog self gesien dat Jesus die Vrydag daar aan die kruis hou, dat hy gesterf het, dat sy laaste asem uitgeblaas het, dat hy sy laaste asem uitgeblaas het. Hulle is baie bewus daarvan dat Josef van Arimatea hom gaan begrawe het in sy eie graf. Maar hulle is ook bewus daarvan dat daardie oggend, die 3de dag, dat die vrouens na die graf toe was, en dat die vrouens van die graf af teruggestorm het na hulle as disippels toe, waar hulle by mekaar was, en vir hulle kom sê het dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Ook die apostel Johannes en Petrus wat na die graf toe gehardloop het, en by die graf gekom het en in die graf ingekyk het, en gesien dat die graf leeg is, dat die rots weggerol is voor die graf, dat die soldate op vlug geslaan het, wat veronderstel was om die graf te bewaak, en Johannes en Petrus het teruggekom na hulle toe ook, en vir hulle kom vertel, die graf is leeg, Jesus se liggaam is weg. En hier sit hierdie klompie disippels vir wat daar onder mekaar. Hulle het, toe hulle saam met Jesus die 3 jaar geloop het, was hulle baie diep onder die indruk gewees, dat dit wat nou besig is om te gebeur, hierdie wonderlike meester wat hulle leer ken het, van wie hulle die oortuiging al hoe meer begin kry het, dat hy die seun van God is, dat hy gekom het om vir altyd by hulle te wees, om altyd by hulle te bly, was daar hierdie ontreddering wat plaasgevind het, toe Jesus gevange geneem is, die donderdag aand daar in die tuin van Getsemane, en hulle as disipelkring uit mekaar uitgespat het, en weggevlug het van die soldate wat besig was om Jesus te arresteer. En nou, dit was al klaar vir hulle iets gewees wat hulle totaal onkant gevang het. Hulle het nie verwag nie. Hulle het gedink dit wat Jesus kom doen het, gaan nou net aan en dit gaan net altyd beter gaan soos wat die bediening verder uitgedra word. En skielik word hierdie bediening en hierdie Jesus wat hulle leer ken het, sy teenwoordigheid hier tussen hulle, word kort geknip deur sy dood aan die kruis. Hoeveel van hulle daar was, weet ons nie, maar daar was minstens 'n paar disippels gewees wat daar voor die kruis gestaan het, toe die Here Jesus daar gesterf het en sy laaste asem uitgeblaas het. Hy is dood. Ons onthou die 2 Emmausgangers, die verwarring en die ontreddering wat daar in hulle gemoed was, toe hulle op pad gestap het na Emmaus toe en Jesus vir hulle ontmoet het, het hulle gesê dat dit is 'n deurmekaar storie hierdie wat ons het. Die Jesus het gesterwe en nou is daar hierdie stories dat hy uit die dood uit opgestaan het. Soos 'n klompie disippels, 'n klompie mense wat begin het om in Jesus te glo, en wie se geloof op die ou end eintlik geskok is deur sy dood. En nou is dit tog vir hulle verder deur mekaar om te hoor dat Jesus het uit die dood uit opgestaan. En dan skielik daai aand met hierdie onsekerheid, hierdie bangheid, nie weet wat die toekoms inhou nie, wat gaan nou volgende nog gebeur nie. Met eens staan die Here Jesus tussen hulle. Die deur is gesluit. Hierdie wonderwerk gebeur dat iemand by hulle staan wat vir hulle wys sy hande en sy sy, die wonde wat daar was van die kruis, wat dit wys om vir hulle die versekering te gee, maar dis hy wat hier by hulle staan. Hy staan daar liggaamlik by hulle. Daar is iets anders aan hom as voor sy dood. Sy nuwe liggaam word nie beperk deur die beperkings van hierdie lewe nie, dat deur ten spyte van die toe deure en mure, dat hy met eens daar in hulle midde staan. En dan is Jesus se eerste woorde vir hulle: vrede. Vrede vir julle. Hierdie onstuimigheid wat daar is, hierdie verwardheid, hierdie vrees wat daar is, moet plek maak vir vrede. Sy vrede, goddelike vrede. Dis nie 'n groet maar net van Jesus nie, soos wat dit in daardie tyd ook die gebruik was om maar te sê vrede vir jou wanneer jy iemand langs die pad raakloop nie. Maar opsigtelik lê daar iets veel diepers in hierdie groet van die Here Jesus, wat hy 'n rukkie later vir 'n tweede keer herhaal en hy weer vir hulle sê vrede vir julle. Daar het iets gebeur in die tussentyd. Vandat hulle mekaar laas gesien het,
toe die Here Jesus nog saam met hulle geloop het en saam met hulle die nagmaal gebruik het, of toe hy dit ingestel het daar in die boefretrek, het daar iets hier tussenin gebeur, wat maak dat hulle self, hulle situasie en hulle omstandighede verander, dat dit nooit weer dieselfde sal wees as wat dit was voor sy kruisiging en voor sy opstanding uit die dood nie. So dis nie maar net 'n groet van die Here Jesus hierdie wat hy uiter teenoor hulle nie, maar dis eintlik 'n verklaring wat hy vir hulle uitreik en vir hulle sê, om vir hulle te sê, die kruis, my dood, was genoeg. My dood het gemaak dat al julle sonde voor God versoen is. Dat die onrus wat daar ook was tussen julle en God, die onvrede tussen julle en God, vanweë julle sonde en julle ongehoorsaamheid teenoor hom, dat dit nou moet plek maak vir vrede, vir 'n kalmte, vir rus, vir vervulling. Soos wat die Here destyds vir Adam en Eva geskaap het in die paradys, Genesis hoofstuk 1 en 2, dat alles, dit was baie goed. Adam en Eva se verhouding met God, baie goed. Hulle verhouding met mekaar, baie goed. Vrede, harmonie, rustigheid. En nou kom die Here Jesus en sê vir hulle, dit wat nou gebeur het aan die kruis, het dit juis moontlik gemaak vir julle, die dood, die graf wat ek ingegaan het dit moontlik gemaak dat die vrede van God op julle kan kom. En die vrede die plek kan inneem van onsekerheid, van 'n gesoek in jou lewe, om ergens tog net tot rus te kan kom, om ergens net vrede en harmonie in jou lewe te kan vind, om op te hou, om te jaag na om meer te besit, om te dink dat as jy meer besit, dan gaan jy geluk en vrede in jou lewe ken, om te dink dat as jy een of ander hoë posisie in die lewe beklee, dat jy 'n gemaakte man of 'n gemaakte vrou sal wees, en dat dinge in jou lewe mooi sal uitwerk en sal goed gaan. Hierdie vrede is 'n vrede wat in die hart kom, omdat jy versoen is in jou verhouding met God. Die kruis was genoeg. Maar Jesus wil ook vir hulle sê, die opstanding is 'n werklikheid. Hy het werklik uit die dood uit opgestaan. Hier is hy tussen hulle en hy bring saam met hom en hierdie opgestane liggaam, bring hy die vrede van God na hulle toe. Hulle kan dit weet, hulle kan oortuig wees daarvan, dat die een wat vir hulle gesterf het, wat hulle skuld betaal het, om dit vir hulle moontlik te maak om vrede te kan hê, dat hy leef, dat hy by hulle is, dat hy die een is van wie daar voor sy geboorte reeds gesê is, dat hy Immanuel is, dat hy die een is, God met ons, dat hulle in hom, dat hulle God met hulle het in hulle lewe. Natuurlik sou hulle eers later verstaan, wat is die rol van die Heilige Gees en die feit dat die Here Jesus op die ou end opgevaar het na die hemel toe, en dat hy nog steeds Immanuel gebly het deur die Heilige Gees wat op hulle uitgestort is. Vrede van 'n herstelde verhouding met God. Maar uiteindelik ook vrede, soos wat hulle later sou ontdek ook in die jare en dekades wat gevolg het, ook vrede in hulle verhouding met mekaar. Nie net vergifnis van God nie, maar ook die vergifnis teenoor mekaar. Nie net elke keer 'n nuwe begin saam met God nie, maar ook 'n nuwe begin saam met mekaar. En nou vertel Johannes verder, nadat hierdie gebeure plaasgevind het, dat Jesus iets sê wat gaan maak dat die disippels se lewe nooit weer dieselfde gaan wees nie, as wat dit was tot nou toe nie. Behalwe die vrede, die wete binne in hulle van God se guns en God se genade, sê Jesus vir hulle, as daar staan geskrywe, hy wys vir hulle sy hande en sy sy, om te verseker dis hy, dat hy 'n duur prys betaal het, maar dan sê hy vir hulle, soos die Vader
my gestuur het, stuur ek julle ook. En nou moet 'n mens dit baie mooi verstaan binne die konteks wat Johannes dit hier sê. En ook die feit dat die Here Jesus in die volgende vers ook oor die disippels blaas en aan hulle sê, ontvang die Heilige Gees. Ons weet natuurlik dat die Heilige Gees lees ons eers later in Handelinge hoofstuk 2 van die uitstorting van die Heilige Gees. Maar hier is as dit ware 'n voorloper vir die uitstorting van die Heilige Gees, waar die Here Jesus vir die disippels sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, en dan sê hy, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees om te wees wie ek nou vir julle sê, dat julle is van nou af, gestuurdes van die Vader. So Jesus kom nie by die disippels en hy gee vir hulle 'n klompie opdragte en hy sê, goed, nou dat ek uit die dood uit opgestaan het, moet julle die volgende dinge, julle moet hierdie ding en hierdie ding en hierdie ding moet julle gaan doen. Dis julle verantwoordelikheid. Gaan nou en gaan doen 'n klompie goeters. Dit sou later volg, maar nie op hierdie tydstip nie. Dis nie wat hier gebeur, dat die disippels nou opdragte kry om 'n paar goed te gaan doen nie. Hier word iets gesê oor wie hulle is, oor hulle identiteit. Hulle ontvang 'n nuwe identiteit. Jesus was die gestuurde van die Vader. Dit het hy vir die disippels oor en oor bekend gemaak, terwyl hy saam met hulle die pad geloop het hier op aarde. By herhaling het hy vir hulle dit laat blyk, dat hy is die gestuurde van die Vader. Dat die Vader hom gestuur het as die verlosser na hierdie wêreld toe. En nou sê Jesus vir hulle, dit wat waar was van my, dit word nou waar van julle. Julle erf nou my gestuurdheid. Net soos jy 'n kind van God word deur dit wat ek vir jou aan die kruishout van Golgotha gedoen het en die oorwinning oor die bose wat ek moontlik gemaak het deur my opstanding uit die dood, sê die Here Jesus. Net soos ek jou 'n kind van God gemaak het, jou 'n heilige gemaak het, net so word jy ook nou 'n gestuurde. So op die ou end kan jy nie die feit dat jy 'n gestuurde geword het, losmaak van die feit dat jy 'n kind van God geword het nie. Dis in 'n sekere sin is dit presies dieselfde ding. Dis jou identiteit. Dis wie julle as disippels in die toekoms gaan wees. Dit gaan bekend staan dat julle is gestuurdes van die Vader. Het ek dan nie vir julle daar by die see van Galilea, toe ek vir julle gevra het om die skuite en die visnette agter te laat, vir julle gesê dat kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Julle lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Jy sal nooit weer soos William Wilberforce, maar net 'n politikus wees nie. Maar jy gaan nou 'n gestuurde politikus wees. 'n bekeerde politikus. Jy gaan nou 'n anderse politikus wees, omdat jou identiteit het verander. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit is uiteindelik wat kerk wees beteken, as ons ook na die res van die Nuwe Testament gaan kyk. Dan is dit die karakter en die identiteit van die kerk van die Here Jesus, dat die kerk is die gestuurde van die Vader, die gestuurde van die Here Jesus. Om gestuur te wees na God se wêreld toe, is nie iets wat die kerk af en toe moet doen nie. Die kerk moet nie net af en toe 'n uitreik reël na die wêreld toe nie. Die kerk moet nie net by geleentheid dalk iemand ondersteun of help wat ergens besig is om sendingwerk te doen nie. En so ook uitvoering dan te gee om te sê, maar ons is nou gestuurdes, so ons sorg dat 'n paar ander ouens gestuur word en dat hulle die evangelie ergens elders gaan uitdra nie. Nee, die wese, die karakter
Die identiteit van die kerk het die geword van gestuurdheid. En elke individuele lidmaat sy identiteit is die van 'n gestuurde deur God. Nie predikante het miskien ouderlinge en diakens, hulle is nou die mense wat werk vir God en ons ander ouens is nou maar min of meer hier rond. Hulle werk vir die Here en dan beteken dit daarom op die ou en nou ietsie vir ons ook hierso nie. Of nie maar net dat 'n Sondag as ek in die kerk en ek luister na die erediens en dan gaan ek weer uit, dan gaan die gewone lewe gaan weer daar voort daar buite nie. Hier binne is dit so 'n bietjie van 'n anderste lewe, maar as jy weer terug gaan daar buite, dan lyk die lewe weer die gewone lewe soos wat ons nou altyd sal sê nie. So dit het die wese geword van disipel wees, van kerk wees. As ons nou terugblaai, dan sien ons maar dit is presies hoe God nog altyd gewerk het. Hierdie Sondag van die Adventstyd ook, wat ons stilgestaan het by Abraham wat geroep en gestuur is tot seun vir die nasies. Israel wat as 'n volk gevorm is om 'n lig vir die wêreld te wees. Dit is hulle is God se lig vir die wêreld. Trouwens, hulle moes dit wees. Hulle op die ou end was hulle dit nie gewees nie. En dan Jesus wat nou die gestuurde is van die Vader. En nou na Jesus se opstanding en uiteindelik na sy hemelvaart word die disippels, die kerk, is die gestuurde van God. So ons moet baie mooi verstaan en ek kan maar net bid en hoop dat op een of ander manier dit vandag vir die eerste keer of dan vir die hoeveelste keer dat dit in die gemoed en in u hart en in u begrip van kerk wees sal insak om te weet dat jy wat hier sit is 'n gestuurde. Dis nie iets wat jy moet gaan doen nie. Jy moet nie nou uitgaan en gaan sendingwerk doen noodwendig nie. Maar jy is 'n gestuurde. Of jy huisvrou is, of jy motorwerktuigkundige is, of jy 'n sekretaresse is, jy is 'n gestuurde. Daar waar jy is jy 'n gestuurde. Dis jou karakter, soos William Wilberforce moes ontdek, dat as 'n politikus was hy 'n gestuurde van God, 'n gestuurde politikus, 'n politikus met 'n missie, 'n politikus met 'n doel om die genade en die liefde van God uit te dra na die lewe toe, na die wêreld toe. Jy en ek is 'n gestuurde. Jy kan nie dit losmaak nie. Dis nie opsioneel nie. Dis nie 'n keuse wat jy kan uitoefen om 'n lidmaat van die kerk te wees en jouself te bely dat jy 'n kind van God is omdat jy die verlossing in Christus in jou lewe beleef het en dan kan jy miskien nou nog dalk later oorweeg om ook 'n gestuurde van God te wees nie. Dit is nie wat die skrif vir ons sê nie. Dis nie wat hierdie gedeelte bedoel om vir ons te sê nie. Hierdie gedeelte bedoel om vir ons te sê is dat om kind van God te wees en 'n gestuurde wees is twee goed wat direk aan mekaar verbind is. Die vraag is nie vanoggend in die eerste plek of jy jou gestuurdheid uitleef nie. Dis 'n ander saak om oor te praat of jy jou gestuurdheid uitleef nie. Maar die woord van die Here wil vanmôre vir my en vir jou sê, dis wie jy is. Dis jou identiteit. As jy in die môre opstaan en jy kyk in die spieël, dan sien jy iemand wat 'n gestuurde is deur God. En dan raak dit natuurlik nou 'n vraag, as hierdie gestuurde nou vanmôre by die deur uitstap en sy of haar kar klim en werk toe ry of wat ook al, dan is dit natuurlik nou 'n vraag op die ou end hoe daardie gestuurdheid uitgeleef gaan word, maar daarbey gaan ons nou nog ergens vorentoe kom in ons proses wat ons met ons leesrooster ook gaan vorder. Die belangrike ding nou vandag is net om te weet, dit
is wie jy is. Dit is wat God deur Jesus jou gemaak het. Dis wat hy vir jou moontlik gemaak het deur die Heilige Gees. Ekskuus, ek dink hierdie ding weer terugkry. Wat binne gebeur, wat hier in die kerk gebeur, kan hier bly nie. Ek gaan nie Sondag kerk toe, ek gaan nie na die gemeente toe, na die prediking toe, na die saamwees en die saam aanbidding toe, asof dit die primêre is wat gebeur nie. En dan gaan ek weer terug, dan tree ek weer terug in die daaglikse lewe, waar ek maar net weer gewoon voortgaan om te oorleef, om die krisisse wat op my pad kom te probeer aanspreek en dit te probeer oorbrug nie. Die kerk is in 'n sekere sin binnekant buite. Binnekant buite. Hier waar ons by mekaar is, waar ons opnuut weer herinner word aan die vrede wat God vir ons gegee het deur sy seun Jesus Christus, die vergifnis wat hy vir ons gegee het, die harmonie in 'n verhouding met hom, die verligting wat daar in ons lewens is om te kan weet dat die Here God elke tree van ons lewenspad met ons loop, dat ons nooit alleen is nie. Dis belangrik om binne in die kerkgebou te wees, om ook in daardie waarhede van die woord van die Here onderrig te kan ontvang en om dit ons eie te kan maak, om saam met ander gelowiges te kan belewe die wonder van gemeenskap met mekaar, van mense wat by dieselfde doel by mekaar is, om God te aanbid en God te verheerlik. Dit is belangrik. Maar dis nie die primêre van kerkwees, is nie die erediens nie. Die primêre van kerkwees is die van gestuurde wees. So die belangrikste ding is nie wat noodwendig op 'n Sondag hier binne-in aangaan nie. Die belangrikste ding is wanneer die mense wat hier binne was, wanneer hulle uitgaan na buitentoe, of hulle gestuurdheid verstaan en of hulle daai gestuurdheid daar buite gaan lewe. Johannes 20 sê nie vir my en vir jou gaan verander die wêreld nie. Daar's baie ander skrifgedeeltes waar ons ook nog aandag gaan gee vorentoe wat vir ons sê hoe daardie rol ook lyk wat ons moet speel in die lewe daar buite. Daar is ook baie take, daar's ook baie opdragte van die Here oor wat ons moet doen. Maar dis nie wat vandag gebeur in hierdie skrifgedeelte nie. Hierdie skrifgedeelte is nie bedoel om te sê maar nou moet ons begin om te dink aan 'n program en ons moet begin dink aan 'n metode. Hoe kan ons die evangelie van die Here Jesus Christus daar buite na die wêreld toe dra nie? Hierdie gedeelte wil vir my en vir jou vanmôre sê, ontdek jou identiteit. Verstaan dit, dat dis jy, dis wie jy is, 'n gestuurde van God, meneer, mevrou, mejuffrou, broer, suster, wie jy ook al is, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jou werk is, wat jy daar buite doen nie, jy is 'n gestuurde. En as jy dit verstaan, as jy verstaan dat jy 'n gestuurde is, dan dra jy in 'n sekere sin outomaties, waar jy ook al is, dra jy die liefde en die genade van God en die vergifnis in die Here Jesus Christus, dra jy dit saam met jou uit daar na buitentoe. Dit volg jou wie jy is, dit wat jy binne in die kerk belewe, jy dra dit saam buitentoe. Die vraag is nie vanmôre of jy genoeg doen vir die Here nie. Die vraag is of dit sigbaar is daar buite vir mense dat jy gestuurde is. Snap mense dit? As jy
tussen hulle instap. As jy by jou werk instap, maak nie saak wat se werk dit is nie. Maak nie saak hoeveel gemors daar in 'n sekere sin aan die gang is in daai werksituasie. Dat as jy daar instap, dan is dit 'n gestuurde van God wat binnekom. As jy by jou vriendekring instap, as jy by die partytjie instap, dan is jy 'n gestuurde van God. Of jy daarvan hou, of jy nie daarvan hou nie. Of jy dit wil aanvaar en vir jouself toeëien, of jy dit nie vir jouself wil aanvaar en toeëien nie. Dis wie jy is. As jy 'n kind van God gemaak is, dan is dit jy. 'n Gestuurde van God. Die kerk van die Here, broers en susters, moet nie buitentoe gaan om kerk te word nie. Die kerk van die Here Jesus Christus is kerk op grond van die versoening met God deur die bloed van Jesus. En dan in dieselfde asem is die kerk ook die gestuurdes van God na die wêreld. Mense moenie, as hulle na jou kyk, sien daar gaan Piet of Sunny of wie ook al, daar gaan weer Sondag kerk toe. Hy of sy's gereeld by die kerk. Wat in die kerk gebeur met hulle wanneer hulle daar is, weet ons nie altyd nie. Ons dink maar van buite af is 'n spulskyn heiliges wat Sondag daar in die kerk by mekaar kom. Maar wanneer Piet of wie ook al, wanneer hy ook al daar in die kerk is, dan was hy nou by die kerk gewees. En hy's 'n kerkmens. Hoekom is hy 'n kerkmens? Omdat hy kerk toe gaan. Omdat hy in die kerk behoort. Dan is daar fout erns met my en met jou broers en susters. Mense moet weet dat waar jy is die kerk. Kerk is nie binnekant nie. Die kerk is daar buitekant. Soos ek en jy vanmôre by daai deur uitstap, stap ons na die kerk toe. Dis waar ons moet gaan kerk wees, daar buite. Volgende Sondag kan jy weer hiernatoe kom om miskien geestelik opgebou en gevoed te word. Maar jy word nie maar net opgebou en opgevoed terwille van jouself nie. Dit is terwille van God se wêreld. Dis waarvoor jy toegerus word. Nie om maar net bietjie beter te kan voel oor jouself, maar om die genade en die liefde uiteindelik daar buite te gaan leef, want daarby sal ons kom. Wil jy nie vandag jou identiteit vir jouself toeëien nie? Wil jy nie daai identiteit begin lewe elke dag van jou lewe nie? Amen. Hemelse Vader, Here, dit is eintlik vir ons te veel om te vat. Om te dink dat ek, maak nie saak wie ek is nie, met al my foute en al my tekortkominge, met al my terughoudendheid, met my skaamwees, met wat ook al alles deel van my lewe is, Here, dat U my gestuur het. Dat U seun Jesus nie meer hier op aarde is soos wat dit was, dat hy die gestuurde is wat die evangelie uitdra en die genade en die liefde van God uitdra nie. Maar Here, U het hom laat opvaar na die hemel. En wat U vir ons gegee het is die Heilige Gees. Sodat ons nou in 'n sekere sin Jesusse vir hierdie wêreld geword het. Wat U genade en die liefde moet dra. Here, dis net U wat deur U Gees vir ons kan help om dit te snap, om dit toe te eien en dit elke dag vir onsself
te kan sê. Daarom bid ons dat U dit ook waar sal maak van elkeen van ons hier, maar ook van hierdie gemeente as 'n geheel, dat ons sal weet, ons is 'n gestuurde. Die Dagbreek gemeente is gestuur. Nie ter wille van hulle self nie, maar hulle is gestuur na U wêreld om herstel met God en versoening uit te dra. Wil U gee dat deur U genade ons wat vandag hier sit, nog dit mag belewe, hoe Dagbreek ook al meer en meer word, wat dit reeds is, die gestuurde kerk. In Jesus naam, amen.